Ok julle, hierso is my hoërskoolloopbaan. Ek het in graad 8 ingekom, wat ons daai tyd genoem het standaard 6. Nou, ek gedog, ok, nuwe skool, nuwe begin, elke ding. En toe het ons 'n opvoering gehad, waar jy tradisionele liedjies moes gesing het per klas, en dan moes jy opgevoer het waaroor die liedjie gaan. En ek sê toe vir hulle, hoor iets op, maar ek sal Tante Hessie speel. No problem. En weet Tante Hessie se wit perd? Ja, daai liedjie. En terwyl die kinders nou sing, gaan klim ek op die stage met die skool se mop. En ek spring nou rond op die stage asof ek nou perd ry. En almal het so gelag omdat ek nou 'n joke maak oor Tante Hessie se wit perd. Van daar af toe begin hulle my noem Tante Hessie. Maar in elk geval, en alles gaan reg, alles gaan kwai. Dit is in graad 8. Graad 9 was nie baie lekker nie, maar ek het graad 9 gedoen. Ek het nie 'n probleem gehad nie. Kyk, weet, die stack-up snops het gedink, hulle is baie beter as die wat van die myne afkom. Maar, is alright, ten minste, ons het 'n lewe gehad, hulle nie. En dit is in graad 9, graad 10, hier gegaan, toe gaan ons veldskool toe. Nou, vandag se kinders het nie meer veldskool nie, maar daai tyd het ons al veldskool gehad. En by die veldskool, dit was great. Ek het gevrak oor veldskool. Nou, by die veldskool was daar perde gewees. En toe, hy Sondag, doen ons nou niks vir veldskool en dit nie. En ons vra toe vir die oom by die veldskool, mag ons 'n bietjie perd ry. Hy sê, ja, as ons die perde kan vang, kan ons ry. Ok, no problem. En ja, die hele veldskool se kinders is daar af na die dam toe, ons gaan nou die perde vang. Maar ons het daai perde so verboureerd gemaak, dat ons kon nie daai perde gevang kry nie. Nou, ek is mos 'n mynmeisie, en ons het baie die myn langs aan, weet, was daar 'n plaas gewees, en nou ons het ons die boer se perde gesteel, en dan ry ons hulle bloots. Weet, op plekkie swart, en ek sal dit nooit vergeet nie. Ag nee man, ouden, né? Nou, in elk geval, en toe sê ek vir almal, ok, wag, laat ek hier opstaan. Toe sê ek vir almal, ok, almal moet opgaan boontoe, ek sal die perde gaan vang. En dan sal ek die perde opbring. So het ek 13 perde gevang. En dan ry ek met hulle bloots op, net met die stange in hulle bekke, en dan gaan ek, en dan laai ek die een perd af, en hardloop ek op onder toe, dan gaan haal ek die volgende perd. En so bring ek 13 perde op. Die 14de perd, sê ek, ok, dan gaan ek. Van die 14de perd gaan ek gou vang. Ek kry toe uiteindelik daai perd gevang. Maar daai perd is vol van dinge. Né, vol van dinge. En toe ek nou op daai perd klim, toe kom ek agter, maar hierdie perd is warm. Hy is baie, baie, baie warm. En toe begin ek met daai perd te hardloop. En dan kom ek agter, maar hierdie perd is nie warm nie. Weet, en ek harkwas nie, hy is vinnig ook. En so wat ek so aangery kom op boontoe, kom ek agter, maar hierdie perd wil nie vir my luister nie. Draai ek links, gaan ek regs val. Draai ek regs, val ek links. Gaan ek aan, flip en weet, na die krale toe daar waar ons is, gaan ek bo oor daai krale neek. Nee, weer daai perd gaan stop en ek gaan oor hom vlieg. Besluit, ok, ek los die perd, laat hy hardloop. Nee, weet, vrye teels gee. En daai perd hardloop, maar my dingetjie maak so oor daai perd. Uiteindelik toe daai perd stop, toe sy kinders baie happy, weet, ek bring daai perd in. Kyk, hulle sê vir hulle, daar's 'n manier wat een van julle op hierdie perd klim nie. Hulle sê my hoekom nie, ek sê vir hierdie perd is nie soos die ander perde nie. So, niemand klim op hierdie perd nie. Ek bly op hierdie perd. Kyk, ek het vir julle almal, ek het vir julle 13 perde gebring, maar hierdie 14de perd is myne, maar ek wil nie vir almal vertel waaroor dit gaan nie. En toe
bly ek op my perd, ry 'n bietjie, maar ek hardloop nie weer met hom nie. Jy weet, ek bly heeltyd en weet, loop met hy perdjie. Jy weet, moes loop, né? Weet, ek het my al afgeskrik vir hierdie perd. En toe ons nou almal klaar gery het en ons moet nou aantree vir ete, kom die oom na my toe, maar hy lag. Hy sê vir nee, wag, gou met my een kant praat. Ek toe een kant saam met hom. Ek sê vir my nou oom. Hy sê vir my, jy het geskrik vir daai perd, né? Ek sê vir hom, oom, moenie hard praat nie, maar ja, ek het geskrik vir daai perd, maar hy lag. Hy sê vir my, ja, maar dis 'n afgetrede reusesperd. En dis hoekom ons hom laaste gevang het, omdat hy vol geite is. Hulle gebruik gewoonlik nie daai perd nie. Maar weet, afgetrede reusesperd. Toe dink ek, okay, nou verstaan ek hoekom hierdie perd so te kere gegaan het en nie geluister het nie. Okay, toe ons terugkom van die veldskool af, toe kondig hulle af. Tant Hessie het ons toe gewys dat sy kan wel perd ry. En van daar af het die skool begin sing, kyk hoe ry ou Lonka se wit perd. En ek het so skaam gekry, maar dis alright. Glad nie 'n probleem nie. Ek het graad 11 deurgegaan, ek het graad matriek, graad 12 het ek toe klaar gemaak. En so was my lewe, kyk ek het nonsens aangejaag. Kyk, ons het soveel moeilikheid op hy myn gemaak, terwyl ek weet op skool was tot en met matriek toe. Het ons soveel nonsens aangejaag. Kyk, as jy dit vandag doen, word jy toegesluit. Kyk, ons het dinge aangejaag, né, wat as ek vandag daaraan dink, my hare rys. My hare rys oor die dinge wat ons aangejaag het. Maar dis alright. Kyk, ek het pak slag gekry, né. Kyk, ek het gelyk soos 'n zebra, maar ek sal nie my kinderlewe verruil vir enigiets anders nie. Glad nie. Ek het die wonderlikste kinderlewe op die myn gehad. So lekker lewe. Alhoewel ons nooit dag gejaag het, Vrydag aande het ons spoorsny gaan speel, daar tussen die volstruise, jy lê langs hy volstruise eier, jy move nie. Weet, Saterdag aande het ons gaan dans en ons het 'n kere gegaan. Kyk, ek was baie verlief geweest op my tyd. Ek het boyfriends gehad, weet, vriende gehad, en graad 11, toe ek uit 2 skole uit geskort. Kan julle dit glo, maar dis nie van dinge wat ek gedoen het nie. Dit was alles oor jaloesie. Maar dit het gebeur. En in matriek toe is ek weet by die volgende skool. Kyk, in my skoolloopbaan was ek in 5 skole gewees. Weet, hoërskole. Maar in elk geval, in matriek toe is ek by my laaste hoërskool. En toe was daar 'n laaitie met die naam van Jimmy. Nou, hy was 'n satanist geweest. Kyk, ek het geweet hy is 'n satanist. Ek weet, hulle het langs ons gebly. En toe Jimmy my gevra om met hom uit te gaan. Toe sê ek van, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan nie met 'n satanist uit nie. Kyk, ek is baie bang vir sulke goed. Sê ek van nie, okay, hy sal sy baas vra om vir my te kom kuier. En ek gedink hy maak 'n flippe grap. Sy baas het kom kuier, né? Vir 3 maande het ek in vrees gelewe in die aande. As daai demone vir my kom kuier het. Ek het van die een vertrek, weet, een slaapkamer na die volgende slaapkamer toe getrek. Ek het gehuil in die aande. Ek kon net nie slaap nie, want daai ding het my vasgedruk. Daai ding het my gesmoor. En daai ding het my so getreiter in die aande dat ek kon net nie slaap nie. My sussie het naderhand het sy by my kom slaap, weet, en sê weet, niemand sal met my kom pla, weet, as sy daar is nie. En die een aand, toe sien sy hoe daai ding so teen die muur loop, né? Toe skrik sy ook al af, toe sê sy vir sussie, ek glo jou. Kyk, niemand anders het my geglo nie. En kyk, ek het vir 3 maande amper niks geslaap nie. Ek het by die skool geslaap, né? Want ek kon die volgende dag as ek skool toe gaan, ek kon net nie wakker bly nie. Want daai hele aand kon ek nie slaap nie as gevolg van daai demone wat my pla. En dit het waar ek my groot doodse vrees gekry het. En toe die skool my naderhand ingeroep om te hoor wat gaan aan. Het ek enige huishoudelike probleme, weet, enige life probleme, wat ook al. Vertel ek hulle van die ding wat my pla. En
Toe het meneer Loubser, ek sal dit nooit vergeet, ek weet sy van vergeet, toe meneer Loubser vir my gesê, vat die Bybel, sit hom oop, en Psalm 23, die Here is my herder, of die 10 gebooie. Daai ding gaan die Bybel toeslaan. Dan, sodra jy kan, maak hom maar weer oop, en hou die Bybel permanent oop. As daai ding jou pla, en jy gaan nie 'n woord kan uitkry nie, dan, hy kan jou mind, kan hy nie down doen nie. En dan sê jy in jou mind, die 10 gebooie op, of die Here is my herder. In jou mind sê dit op, totdat jy 'n woord kan uitkry. En dan sê die 10 gebooie op die Here is my herder, kliphard, dat hy ding kan gaan. Nou daai ding, weet as hy kom, dan het ek het gedoen, en dan trek hy terug, en dan kom hy weer, en dan trek hy terug, en dan kom hy weer. So het ek vir 3 maande beklei, met daai ding, totdat hy uiteindelik weg is. Kyk, ek het gesalf, ek het skryse gemaak, ek het alles gedoen wat ek gedink het 'n mens moet doen. En weet, maar kyk, my gedagtes en die regte manier was 2 verskillende goed. Maar weet, uiteindelik na 3 maande het ek van die ding ontslaag geraak. En dit was maar hoe my hoërskoolloopbaan is. My volgende episode sal wees net toe ek skool verlaat het. Baie julle.